neem. Ons gaan 'n boodskap hê, en dan gaan ons 'n afkondiging sê, en dan gaan ons weer die boodskap hê, en dan gaan ons nou die nagmaal doen. Geliefdes, nee, dis daarom nie so regtig so. Jy weet die Here praat, en wanneer hy praat, praat hy hard. Veral as jou ore toe is en jy jou slim hou. Weet ek wat my vrou se suster, julle almal ken haar so, sy 2 seuns, ouer gesê, sy ander is jong. Hulle het nog nie kinders nie. Maar die jongste seun dien die Here. Hy is 'n jeugleier en alles. Maar die oudste seun wil nie, hy en sy hele gesin. Geliefdes, en is al of hy ingee of die Here ernstig met hom praat, en ek sluit wag hy gaan kerk. Dit was vir 2 sondae in die kerk. Verlede Sondag, toe word hulle gesalf. Die dingste enetjie, gee sy hart vir die Here. Nadat gaan hulle na die oudste seun van hom, sy huis toe. Hulle gaan 'n potjie kos. Geliefdes, die jongste seun en die oudste seun is huis toe. En die oudste boetie van hulle, saam met die stiefseun, bly by sy huis. En hulle besluit te later nie, hulle gaan ry. Geliefdes, hulle kom in 'n motor. Die jongste seun sterf onmiddellik af. Opslag. Die oudste een lê nou nog in die ICU. Geliefdes, wanneer die Here praat hy hard. Dis tyd dat almal hulle ore begin oopmaak. Want as hy vir jou gaan slaan, dan gaan jy spyt wees. Daarna dan wil jy sê, Here, maar hoekom? Dis die eerste keer dat jy in jou huis kom en kyk nou. God praat, dan praat hy hard. Kom, ons begin luister na die stem van die Here. Maar geliefdes, aankondigings vir die week aan, daar's daarom gelukkig nie baie nie, live, met hier is live, Vrydag aand, jeug, Dion Jantjies, hy gaan nie weer Sondagoggend bediening, Pastor Marius Sluits. Excuse, Pastor Thuisa, ons gaan woord hê, hy gaan woord bedien. Gaan hy woord bedien, reg, so kom op. Sondag aand, Moedersdag diens, spesiale diens. Verjaarsdag, Dinsdag die 5de, man, ek gaan lekker hier. Woensdag, die 6de, Andrisia. Sy is nie nie. Ag nee, dit is maar hartseer. Saterdag, 9de, Dries, hy is ook hier nie. Geliefdes, Tamia Elms. Tamia, sy is ook hier nie. Geliefdes, kom ons sing vir Chloe. Ek kan nou ongelukkig nou nie hier wees om lekker te eet nie. Maar ek sê onthou hoor. Geliefdes, dis 'n voorreg om my jare oor te word. Baie mense sterf sommer vroeg af, as ek so dink aan my seentjie 15 jaar. Hy is nie meer daar nie. Ons het baie goeie jare gehad. Maar kom ons kyk na ons jare vorentoe, geliefdes. Kom ons kyk en ryk uit na daai wat hardkoppig wil wees. Kom ons ryk uit na hulle toe. Geliefdes, kom ons staan. Dan gaan ons Pastor Amanda vra om vir ons te open met gebed. En daarna gaan ons die Here se naam groot maak. Doen dit uit jou hart uit vanaand. Kom ons saam. Ons sluit met die oë. Vader, ons kom uit U Jesus, wonderlike naam vanaand, Here, en ons sê vir U dankie vir hierdie voorreg om vanmiddag hier te kan wees, om U naam te kan kom groot maak, Here, maar nie te kan bring al die lof, eer en aanbidding van ons harte vir U goedheid en U genade. Ek wil bid dat U die diens sal seën, Here, dat die Heilige Gees vaardig sal wees
dat U die nagmaal sal sien, Here, die tem, elke lied wat ons gaan sing, Here, dat dit al sal wees tot eer en verheerliking van U naam, en ons sê vir U baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.
Rejoice.
vanaand werklik sê ons is dit. Ons is die kerk. Kan ons, hoe is jou verhouding, hoe lyk jou verhouding met God? Geliefdes, ek is baie ernstig vanaand. Enige een van ons kan nie uitstap. En dis die laaste. Daar is nie weer 'n kans om reg te maak. En ek bedoel dit vanaand. Geliefdes, net soos dat ons die nagmaaltafel ook gaan gebruik vanaand, moet ons seker maak dat ons reg is. Want wanneer hy jou deur klop, kan jy sê, Jesus, ek is reg, wat my? Is jy werklik reg? As jy nie reg is, ek voor hierdie tafel vanaand gebruik, sê, Here, vergewe my. Soos dat hy jou gedagtes plaas, so vergewe. Geliefdes, baie ernstig vanaand. Maar geliefdes, kom ons sit. Broer gaan ons die eten lewer, en dan gaan pastoor Erik ons die woord doen. Daar was 'n kruis, aan 'n redder, aan 'n kruis vasgeslaan. Daar was 'n kruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en juig naar die kruis van Jezus. Hoe sal ons nog handen vul en swyg, want daar was 'n oud kruis, en 'n redder aan 'n hout kruis vasgeslaan. Daar was 'n oud kruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my stil maak? Wie sal my gitaar se slag afbreek? Wie sal my trompet as my voete wil breek? Want daar was 'n hout kruis, en 'n redder aan 'n hout kruis vasgeslaan. Daar was 'n en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, was gevoelens hoegenaamd besluite gedaan, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die springers weet gedoen, Daniel die skraap, want daar was 'n oud kruis, en 'n redder aan 'n hout kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n oud kruis, en daarom sal ek sing. Want daar was 'n oud kruis, my Jesus aan 'n oud kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n oud kruis, en daarom sal ek sing. Ons Bybelwoord en ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here vir die voorreg wat ons vanmiddag het om vir 'n oomblik stil te word. Here en te luister wat die woord tot ons harte wil spreek. Wat in blydheid met vele dankseging. Amen.
Ek weet nie wat die Bybel sê, ek wil saam met die lees uit Openbaring, hoofstuk 3. Ek lees vir u versie 6. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees van die gemeentes sê. Ons almal weet, Johannes is op die eiland van Patmos as Christus aan hom verskyn en al hierdie dinge met hom praat. Nou ek wil hierdie sin kom afbreek, elkeen wat kan hoor. Iemand wat ore het, kan soms nie hoor nie. Want hy het 'n oorprobleem, of sy het 'n oorprobleem. Baie van ons kan hoor, maar ons luister nie as daar gepraat word. Soms luister ons na iets, maar ons hoor dit nie. Ek wil nie mekaar maak. As ons baie dinge opgeteken in die Bybel wat bewys. En eerste voorbeeld vir die pad, Samuel. Samuel groot word in die tempel, dan roep 'n stem hom. Dan hardloop hy na Elia toe. Jy is bekend met dit, né? Eerste keer, tweede keer. Kom Elia agter, maar kyk hierso. Ek het iemand nie geroep nie. Dit moet die Here wees wat hom geroep het. Sê vir hom, gaan terug. En die lê en die stem kom weer, dan sê jy vir die stem, spreek Here, u diensknegt, luister. Ek wil 'n bietjie gewaar staan. Baie kan ek en u word groot in die kerk. Van kleins af. Ons ken baie versies in ons kop uit, ons doen alles. Maar along the line het ons vergeet wat is die stem van die Here. Baie van die kerke waar ons mos nou as kleintjie voorgestel is, hulle gaan ons in die weë van die Here groot maak. Hulle try. Maar elke individu moet kan leer om te onderskei wanneer dit is 'n vrou wat praat, of 'n man wat praat, of 'n dronkman wat praat, of 'n vrou wat baie hartseer is. Want ons het nog 'n insident. Dieselfde Elia. As die vrou by die tempel aankom en sy stort haar hart uit, dan sien die man van God sommer nou die vrou is dronk. Samuel is gebore uit die dronk vrou. Dis nie saam met my. Nou baie keer kan 'n mens 'n fout maak met die goeie wat jy hoor. Want jy kan nie onderskei waarvan kom die geluid of wat se geluid is dit. Dis saam met my. As 'n mens iets hoor, hoe jy nie altyd te stuur aan die ding wat jy hoor nie. En soms is dit nadelig vir jou, die dit gehoor het. Sien net nie. Soms moet jy dinge hoor, want jy moet, dit wat gesê word, is jou krag vir inspirasie. Jy moet dit hoor. En wat ek eintlik vir die vrou kom verduidelik is, as kinders is ons geneig om nie ons ore in te skerp, om regtig te hoor. Alles jou pa miskien die streng ou is, né? En jy wil nie hoor deur die dag, dan word dit vir jou gesê, gaan jou pa sê, jy wil nie hoor nie. Want jy weet, jou pa wat die drama van gebouwd is. Jy maar hoe jou ma loop deur die dag, vanaand is jou gord gaar. Ken jy so lewe? Nou die hoorkomponent speel 'n baie groot rol in 'n verhouding. Jy sal oplet, die kind wat nie wil hoor as sy ma praat nie, is 'n probleemkind by die skool ook. Het jy dit opgelet? 'n kind wat nie wil hoor nie, word 'n groot mens wat nie hoor nie.
En die word 'n probleem in die werksplek. In ons gemeenskap kry ons baie mense, hulle hoor en hulle hoor ook nie. Ek en u wat by 'n plek gekom het dat ons die stem van die Here hoor, het nou 'n taak. Ek kon nou die vrou by die put, en nadat sy, dat Jesus haar vertel het, dat gaan in haar lewe aan, toe vaar sy die strate in, en sy begin vir die mense te vertel. Kom kyk hierdie man, wat my hele lewe my so uitgeleid het. Sy het as 'n ware geëvangeliseer, want die goede wat sy gehoor het, was waarhede. Ek weet nie as jullie kon nie, jou eerste ontmoeting met Jesus, toe Jesus 'n borrel in 'n fontein het. Mense is so moeg geraak met jou, jy bly oor die Here praat. Maar wat jy moet nou afvallig. Jy praat nie meer van die Here nie. Want hulle skeer gek met jou. Hulle spot met jou. Is jy met my? Ek wil vir jy iets sê. 'n Mens se oor het 'n binneoor en 'n buiteoor. Vra met die dokters. Nou soms, vir al die mense wat so die vervaarde musiek, dan kry jou binneoor seer. En jy kan nie meer so lekker hoor nie. Nou daai toestand kom met ouderdom ook. Die punt wat ek by julle kom terugbring is, daar is sekere goede, wat die Gees van die Here saggies vir jou sê, wat jy alleen hoor. Die teoloog debatteer nou nog oor wie het die stem gehoor van die skaar wat saam met Saulus was. Ons weet nie, maar ons weet hy het die stem gehoor. En die stem het vir hom gesê, dit is hard om te skop teen die prikkels van 'n lewende God. Is jy met my? Nou, 'n mens se oor is 'n baie gehoor, 'n gevoelige ding. Is jy met my? Soms kan jy goed hoor wat weer is. Ek gaan gou saam met die beach toe, nee. Jy moet op die strand staan, en jy kyk hy brander so, en hoor het jy om die kom nie aan. Die tyd die jy by jou kom, is hy saggies, en hy gaan onder deur jou voete. Wat moet ek vanaand vir jy sê? Baie mense maak misbruik van die feit dat God roep, en hy roep sonder op. Hy gebruik al die elemente in jou lewe om jou te help, jou oor te gebruik, en hy praat met jou. Hy praat nie met iemand agter jou, voor jou, nie, links van jou, of met die mense by die huis nie. Waarom ek in die Bybel gaan kyk? God is geneig om jou te roep, dan roep hy jou op jou naam. Alles ons 10 Eriks. As het vir Erik Roberts is het vir Erik Roberts. En ek wil vanaand vir sê, wat eintlik vra, kyk 'n bietjie mooi of jou geestelike oor nog ingestel is op die frekwensie waar jy die Gees van die Here kan hoor. Ek wil jy uitdag. Ek sien, predikers kan net in 'n pad hê om baie geesgevulde, inspirerende boodskappe te bring. Maar sodra jy by die deur uit is, dan vergeet jy wat was gesê. Want jou verhouding is op 'n lae level, wat jy met die Here het. En ek wil dan vir jy sê, die primêre doel waarom ons as gelowiges by mekaar kom, sodra jy die deur stap, moet jy jou oor instel op die frekwensie van die Gees van die Here. Die Here wil vir jou motiveer om 'n soldaat vir hom te wees op die plek waar jy bly, op die plek waar jy sit, op die plek waar jy staan.
Al lyk jy soos 'n gek in ander mense se oë. Dis jy wat harmonie het in jou siel, omdat jy die stem van die Here kan onderskei. Ongemakkelijkheid is eintlik dit. Soms kom iemand wat dronk is na jou teen die een praat. Maar nou kyk jy die persoon en jy sien maar, as jy luister met Jesus se oor, dan kan jy hoor, dis 'n klein babatjie wat huil, wat honger is na melk, geestelike melk. Onthou jy, toe die 2 blinde manne geroep het na Jesus, en die geraas was hoog, toe maak Jesus hulle stil. Toe sê hy, bring hulle nader. Ek wil jy vraag, as ek word so ingestel, om diens te lewer vir God, of is jy maar net hier, om die getal vol te maak? Jy sien, mense wat doop is, kan 'n mens verskoon. Hulle ore kan nie meer funksioneer. Maar jy wat 'n lewendige verhouding met God het, behoort te hoor as die Here jou opdrag gee. En soms kom die opdrag nie boor die preekstoel nie. Dit kom met hy fyn stemmetjie diep in jou binneste wat vir jou sê, nee, moet nie opstaan nie. Bly sit. Ander stem gaan sê, staan nou op en gaan pad af. Jy sien, as Jesus vir Johannes hier sê, en dit beklemtoon dat elke een wat hoor, ek is so bly, hulle praat nie van 'n kerkganger, gelowige, 'n ongelowige, hulle sê elke een wat die stem van die Here hoor, moet luister. Ja. Prys die Here. God wat ons aanbid is alomteenwoordig. Dit wil sê, hy is onder die aarde, hy is bo die aarde, hy is bo in die hemel, hy is in jou gedagte, hy is in my gedagte. Oral waar ek en u kom, is God alreeds besig om iets te doen. Yes, amen. As jy luister na die fluistering van die Heilige Gees, dan gaan jy 'n taak kry. Jy gaan 'n opdrag kry. Jy gaan 'n instruksie kry. Wat jy moet uitvoer, niemand anders nie. Simeon het Jesus gehelp, sy kruis dra. Wat het gehoor? Wat die Gees van die Here beteken. Ek gaan na die tweede porsie kom, die Bybel sê elkeen wat kan hoor, moet luister na die Gees. Nou luister is die volgende stap van hoor. Maar soms is ek en u se hart en sy gedagtes so vol van dinge, dat ons vergeet hoe om te luister. As 'n mens luister, ek het nou jare terug, as ek 'n diens bygewoon van 'n dominee in Galwendale, ek dink is Minnie of Minnaar. Hy praat so stadig. Jy kan nie glo nie. In jou gedagte, het jy, as jy bijvoorbeeld Psalm 23 lees, die Here is my herder. Hy kom, die Here is my herder. Nou, jy het nou 2 keer in jouself al oorgelees. Somtyds maak die Gees van die Here ook so. Hy sê vir jou stadige ding, want jou brein is op 'n hoë rad. Jy is besig met klomp ander goede. Daarom kan jy nie luister. Vraag hom net, hoe luister 'n mens? 'n Mens konsentreer. Dit vat bietjie meer energie as net hoor. Ek wil eintlik vandag vir julle kom sê, dat het tyd geword dat jy tydens stilte tyd bietjie luister, wat wil die Gees van die Here met jou sê? Rondom Pastoor Robert. Hoor jy wat sê? Die Gees van die Here wil met jou praat. Niemand anders nie. Ek wil afsluit. En ek wil vir uitbeeld
'n man wat op sy knieë staan, terwyl die mense hom met die klippe gooi. Kyk in die Bybel sê daar was iets niets. Jy het iets verkeerd gedoen, so ons gaan jou met die klippe doodgooi. Weet my. Maar die betrokke man kyk op na die hemel en hy sê op die skare rondom hom, ek sien God op sy troon sit. En aan sy regterhand sien ek Jesus staan. Yes. Dit is net mense wat die gees van die Here kan hoor, wat soets kan sien. Dit is net hulle wat regtig luister na die gees van die Here, wat weet waarmee God besig is. Selfs in jou eie familie. Ja. Het jy opgelet, jy moet ernstig raak met die Here, roep jou familie kringe om jou. Gebeur dit met jou ook? Dan sê jy, jou heilig. Jou beter. En mense sal nie sê, jy het ook dit en dit en dit gedoen nie. Want ek hoop aan wie iets sê. Ek het dit gedoen. Ek was daar. Maar ek het die stem van die Here gehoor. Verander jou gedagte. Verander jou weer. Verander jou leefwyse. Is jy met my? As 'n mens luister na die gees van die Here, dan kan jy nie verkeerd gaan nie. Al struikel jy en jy val, opstaan gaan jy opstaan. Jy wat besluit om jou hart te verhard, luister mooi, jou ore gaan saamwerk, want jou hart is verhard. Jy gaan hoor en jy gaan ook nie hoor nie, want jou hart is verhard. Ek wil vanaand vir sê, miskien het jy nog nooit die hoorstukkie so gesien soos ek hom vanaand sien nie. Maar ek kan gou Patmos toe en ek sien Johannes val plat op sy gesig. Want die heerlikheid van Christus is te groot om met die blote oog te aanskou. Sien met my? Wat ek vir julle sê is, kyk 'n bietjie in die eie lewe. Hoor jy nog as die gees van die Here met jou praat? Luister jy as die Here by jou iets wil aanbring? Ek wil net vir interessantheid, jy weet die Heilige Gees raak ons nie moeg nie. Gaan jou adem. Maar ek bely een ou, dit is Gideon. Hy het gesê, Here, jy moet nie kwaad raak nie, maar maak die velletjie nat en die grond droog. En toe die Here het hom. Nou draai die ding om en sê, Here, nee, maak die velletjie droog en die grond nat. Die Here doen dit. Hy is nog nie seker nie. Die Here sê vir hom, goed, gaan tot by die vyand. Dan staan jy aan die buitekant van die tent en luister jy hoe twee manne aan die binnekant praat met mekaar. Weet jy wat sê die twee manne vir mekaar? Die een sê vir die ander, hoor jy het 'n droom gehad. En hy droom. Kyk ons wat in die berg op en dan kom 'n klein klip los in die berg. Hy klip rol hier tussen ons in. Hy rol ons uit mekaar uit. En toe ons klaar uit mekaar gerol het, toe word hy net so groot. Die ander een vra maar, wat se droom is die wat jy gekry het? Hy sê, hoor, hy lees sommer sy eie droom uit. Hy sê, dit is die linkshandige swaard. Man met die swaard. Gideon, die man is op pad. Hy gaan ons verpletter. Jy nou gehoor? Filistyn kry 'n droom en jy gee hom uitleg. Sien net my? As u ingestel is op die frekwensie van die Heilige Gees, dan gaan dit nie nodig wees om 3-4 keer by die Heilige Gees te vra nie. Jy gaan onmiddellik weet waar die Here met jou praat. Sien? Ander mens luister, en waar jy nie of die ander mense ook gehoor het, jy het geluister. Sien met my? Ek wil even net kom bemoedig rondom hoor en luister. Moet nie so haastig wees om daar waar jy stilte te hou, wat te gee. Nee, nog so rukkie. Nee, nog so rukkie. Want
Want ek weet, Elia het geskrik. Die volgende dag, toe Samuel vir hom sê, God gaan iets doen hier, wat nie regtig in die Jode gebeur nie. En die manne, hulle lyk nie doodgaan nie. So op 'n streep op een dag. Hy het toe aan 3 dood. Jy weet my, Elia se 2 seuns, en Elia val van sy stoel af. Nekbreek, mors dood. Wat wil ek in kort vanaand sê? God het dit wat hy met Samuel gedoen het, vir jou ook instoor. Is nie met my. Die Here wil iets in hierdie gemeente doen, maar hy wil dit vir jou sê, om vir die leierskap te omsê. Is nie met my. Kom ons buig ons woorde. Ons bid saam, baie dankie ons Hemelse Vader. Here vir die voorreg wat ons vanaand het, om weer eens Here ons plesiere in te stel, daarop om U te hoor, en om na U te luister. Help ons Here, om intens te luister, as U die Here met ons praat. Bid en bly dit met Here danksegging. Amen. Amen. Ek weet nie of onderling op nog reg is, maar ek wil hê met nog 'n liedjie. Terwyl ek reg maak vir die nagmaal. Amen. Sy liefde is wonderbaar. Sy liefde het my bewaar. Sy liefde verander nooit. Ons verheerlik sy naam. Soms is dit 'n bietjie zwaar, maar Jesus is altyd daar. Hy lê op sy ruggengraat. Ons verheerlik sy naam. Ons verheerlik sy naam. Bless, hallelujah. Ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus bly. Ons verheerlik sy naam. Ons verheerlik sy Amen. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here vir hierdie nagmaaltafel wat ons in gebed aan U wil opdra vanmiddag. Here stort die Gees daaroor uit en elkeen Here wat daarin sal deelneem. Laat U genesingskrag Here vrylik in hulle liggame sal beweeg om hulle lewendige getuies te maak dat U die Here het nog nooit verander nie. Die genesingskrag, reddingskrag en verlossingskrag is nog steeds dieselfde. Ek bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Amen. Die Bybel sê, die nag waarin Jesus verraai was, nadat hy gedank het hy die brood geneem en gebreek en gesê, eet, dit is my liggaam. So ook die beker. So dikwels as julle hieruit drink, herinner jy jouself aan die versoening wat ek op die kruis bewerkstellig het. Amen. Want met die beker steek net die hand op, nee, dat is aan die kan kry.
Eers spesiale aanraking wil hê sit jy wegdrang vir my op die hart. Heilige en onveranderlike God en Hemelse Vader, Here, ons sê vir die baie dankie. Ons vanmiddag, Here, ons hand kon uitsteek en eet van die brood en drink aan die wyn. Ons bid dat die genesingskrag van die Here nou deur elkeen van ons lewe sal vloei. Here, om vir ons die huppel in ons stap, die lied in ons hart en die loflied op ons lippe terug te sit. Here, sodat waar ons loop, waar ons sit, waar ons staan, U die Here se heerlikheid deur ons lewe sal skyn en straal. Wat ons bly dit wens julle danksê. Amen. Wat is? Maar die sitplekke inneem. Halleluja, prys die Here. Daar's niemand meer vergewend soos hy nie. As jy hom net liefhet. As jy hom net liefhet. Geliefdes, nietemin, ons staan nou op die einde. Ai, Jana. Ek het nou so lekker begin as ek het aangaan. Lekker om in aan te Here. Lekker om 'n bietjie te staan, kan ons nie slaap nie. Geliefdes. Kom op na die huis van die Here toe. Amen. Daar's nie 'n beter plek, geliefdes, regtig. En as jy voel, jy weet jou hart is nog nie reg met die Here. Staan jou vry.
om enige tyd te praat. Die meeste van julle het my telefoonnommer as julle my soek. Ek het 24 ure te available. Jy weet, ek is nie al wat op my nie. Ek lus. Daar in die kamer volgende. As jy by 2 uur kan. Ek hoor ek ook aan my brands aan raam met hulle dran. Geliefdes, die kinders van die Here moet begin wakker word. Ons moet begin wakker word. Om sommer 'n deernag diens te hê. Regtig. Ons dien 'n lewendige God. Maar ons is die dooiste mense. So daar 'n bietjie vuur kom, nou die musiek op so mooi. Maar geniet is nie te min. Maar nie te min kom ons maar toe ons oor. My Vader, U is die groot almagtige God. Here, ons is so afhanklik van U, my Vader. Vader, en ek kom vanaand, Here, en ek bring hulp voor U, my God. My Vader, as hy enigiets teen hom uitgestuur is, Here, se naam is af in naam van Jesus. Ons bind dat geen krag sal hê, Here. En ek pleit U bloed oor hom, my God. Here, by U is niks onmoontlik, my Vader. Daar waar in op oomblik in die ICU leed, ek weet ek, my God, dat U is besig om met hom te werk, Here. En ek vra U, my God, dat daar volkomen genesing sal plaasvind van op sy kop tot by sy tone, Here. En ek weer en ek dank U daarvoor, my God. En ek weet, Here, ek kan op U woord staan, my Vader. Want U is 'n waarmaker van U woord, my God. My Vader, wees met ons verloor op die pad, Here. Vader, hier deur Kaap toe. Ek vra, Here, ons in palm van die hand. My Vader, ook die res van die gemeente, my God, die waar ons elke dag se dagtake kan verrig. Here, gee vir ons wysheid, gee vir ons nodige krag. My Vader, ja, beskerm elkeen van ons, Here. Hier deur die nagte, Here. Hou elkeen van ons in palm van die hand, my God. Sodat niemand hoef te vrees oor die dag van môre nie. Want die woord sê tog iets sal reeds daar om die dag van môre ons gelyk te maak. Maar ons eer en dankie daarvoor. Vader, dankie, Here, vir die tiendes en die offergawes. Die wat gehad het, seën hulle, Here. Die wat nie gehad het nie, Here, seën hulle ook. My Vader, seën ook die voedsel tot ons liggame. Ek eer en ek dankie daarvoor. My Vader, in die lieflike naam van Jesus. Amen en amen. Nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Heer Jesus Christus, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rust en bly met ons van nou af tot in ewigheid en almal wat dit glo sê. Amen. Geliefdes, ek staan nou hier nou en uitkyk net. Daai boompies is niks en ek sien hulle gou af. Miskien moet ons 'n tendreel hier oor 'n maand, man. Ons moet die hele uit die haag uit. Ja, man. En dit kan net lekker wees, geliefdes, om kyk om ons gaan eet, man.